geheilig word, laat Jesus se naam geheilig word. Hy sê in Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En onthou, ons het verlede week gekyk, daar was so 4 goed wat ons verlede week nog gekyk het, wat onder andere dit is om die naam van die Here te heilig. Die eerste een was om God se woord na te jaag, om te sing tot eer van sy hart, want hy bly in die lofprysinge van ons volk, is om Jesus Christus belangrik, net so belangrik soos die Vader te ag, en dan natuurlik om mekaar lief te hê. Mekaar lief te hê. Dan sê in Markus 12 vers 30, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit al jou krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen groter gebod as dit nie. Sou jy sê om God lief te hê is baie belangrik? Om hom te dien is belangrik, maar wat is vir God net so belangrik? Is mense. Amen. Sê vir jou langs jou, mense is vir God belangrik. Ek en jy is vir God belangrik. Die volgende ou is vir God belangrik. Hy sê jou naaste soos jouself. En die grootste liefde wat ons seker vir onsself kan bewys, ek dink nie is een volgende wat vir my kan sê, pastoor is alright, ek sê maar as ek nie hemel toe gaan nie, dan is dit ook maar okay. Ons wil almal hemel toe gaan. Dis die grootste liefde wat ons aan ons naaste kan bewys. Heel eerste is om Jesus Christus aan hulle bekend te maak. Want dan is daar 'n ander aspek ook. Is om by mekaar daar te wees, om te gee, om mekaar se laste te dra. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 23, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun, Jesus Christus moet glo, en mekaar sal lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. Met ander woorde, dit is 'n wet. Dit is 'n opdrag wat God ons gee om te sê dat ons eerstens moet ons glo in Jesus Christus, en dan sê dat ons mekaar sal lief hê, soos wat ons God lief het. Ek en jy moet nie net God alleen lief hê nie, ons moet hom eers lief hê, maar ook mekaar. Want God se liefde het verder gestrek as net sy liefde vir homself. 1 Johannes 4 vers 21 sê, en hierdie gebod, met ander woorde hierdie opdrag, het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. As jy God lief het jy jou broeder lief? Of sê jy, Here, nee, ek het net hom lief wat goed is vir my. Ek het net hom lief wat dink soos ek dink. Ek het net hom lief, Here, wat so goed is soos wat ek dink ek is goed. Nee, God het almal lief. Hy het almal lief. Maak nie saak wie en wat hy is nie. Hy het almal lief. Dan sê in vers 20, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Nou as hy praat van jou broeder haat, hy praat van jou broeder is jou ma, jou pa, jou boetie, jou sussie, jou familie, soos Charles vanoggend gesê het, daai barmhartige Samaritaan. Vir wie word jy 'n barmhartige Samaritaan? Die ou wat op jou pad kom. God het hom op jou pad gesit sodat jy die liefde van God, die lig van God deur jou kan laat skyn. Dis hoekom God mense op ons pad sit. Dan sê in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Sien, die liefde is vir God 'n kardinale belang. Dis 'n groot saak vir God. Kan jy sê, Here, ek het net lief omdat hulle my liefhet, maar wanneer het God ons lief gehad? Hy sê, ek het julle eerste lief gehad. Toe julle nog in die wêreld was, toe julle nog ver verwyder van God was. Hy sê, toe het ek julle al uitgekies, toe het ek julle al aangestel, toe het ek julle al geroep om nader te kom. Met ons sonde, met ons ver van God af, het hy ons lief gehad. 1 Johannes 3 vers 16 sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewens vir die broers af te lê. Kan jy sê, Here, in hierdie tyd wat ek nou leef, ek is bereid om 'n ekstra myl te stap? Of is jy van die ouens wat sê, Here, as ek nie uit die deal uit kry nie, sorry, dan meld ek nie aan nie. Ek gaan net aanmeld as dit vir my tot voordeel is. Hier sê jy moet bereid wees om die ekstra myl te stap. Vers 17 sê, maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Wie van julle het vanoggend honger of gisterand honger gaan slaap? Almal het kos gehad, almal het geëet. Hier sê, as jy die goed van die wêreld het, en jy sien jou broeder swaar kry,
en jou hart vir hom toesluit, hoe kan die liefde van God binne in jou wees? Wat dan as jy dalk by 'n til gestaan en jy sien 'n ou tannetjie betaal vir haar goedjies en jy sien sy tel hy geld so af en jy vat sommer haar rekening en sê ek sal hom betaal. Of wanneer laas het jy ou langs die pad gesien jy sê Here, laat ek vir my brood gaan koop. Laat ek omgee. Laat ek sê en dan sê in Galasiërs 6 vers 2 dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Hy sê in vers 9, as ek en jy aanhou en goed doen en ons vervlou nie daarin nie. Hy sê op die regte tyd sal ons beloon word. Wie is ons beloner? Dis God. God sal jou beloon vir dit wat jy daar buite in die wêreld gaan doen. 2 Korintiërs 9 vers 5 sê, kan ek sien vir wie se Here goed? Amen, hy's goed vir ons elke dag. Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Hoekom gee jy nog? Gee jy omdat die pastoor van jou verwag om te gee? Gee jy, wat noem hy hierdie? Hy sê dankoffer. As jy het volgens gesê God is vir jou goed, kan jy die Here terug dankie sê en sê dankie Here, weet jy wat? Hierdie gemeente gee vir baie mense kos. Miskien het ek 'n blikkie ekstra kos, 'n blikkie wat ek dalk lanklaas op my kas lê en stofversaagader. Miskien kan ek hom vir die kerk bring. Miskien kan ons oor hierdie Desember 'n bietjie ekstra gee, 'n bietjie ekstra uitreik, 'n bietjie ekstra sê, Here, ek is bereid om 'n bietjie ekstra te gee vir mense wat in nood is, vir mense wat sukkel. Hy sê, dis 'n dankoffer. Hoekom dank ons God? Hoekom gee ons offers? Omdat God vir ons goed is. En as ons onthou wat ons verlede week gekyk het, hoekom het die Here vir Kain geseën? Vir Abel en nie vir Kain nie? Abel het van sy beste gebring. Abel het sy eerste gebring. Abel het gesê, Here, hierdie is my beste. Kain sê die Bybel uit na 'n verloop van tyd toe hy sien, ek dink hy het dalk gesien Abel gee 'n offertjie. Toe besluit hy, as Abel dit doen, gaan ek dit ook maar doen. Hy het nie sy beste gegee nie. Ons dank die Here om vir ons beste vir hom terug te gee. Om te sê, Here, U het ons geseën. Ons gaan slaap nie honger nie. Ons het elke dag kos. Daar aan die Yvonne nou getuig, aan die Arlene getuig van hulle voertuig wat sukkel. Maar prys die Here, hulle het nog steeds met mekaar gekom. As mense wat loop, as mense wat met hulle voete loop. Vers 6 sê, vers 6. Maar dink daaraan. Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal volop maai. En dan sê in vers 7, laat elkeen gee, soos in sy hart voorneem, nie met droefheid, of uit dwang nie. God het 'n blymoedige gewer lief. Kan jy vanoggend sê, Here, ek wil 'n bietjie gee vir iemand anders wat nie het nie. Ek wil 'n bietjie uit my oorvloed uit wil ek bietjie gee. Of dalk uit jou min uit. Dalk het jy min, maar die Here sê vir jou gee. Hy sê as jy spaarsaamlik saai, baie mense dink ek het nooit niks nie omdat hy nooit niks gee nie. Jy kan nie jou hande toemaak en dink God gaan vir jou gee nie. Jou hande oop is kan jy meer ontvang om meer te gee. Hou wat so staan. Pap val op die grond. Hy gaan dit nie kan volmaak nie. Kolossense 3 vers vers 8. 2 Korintiërs 9 vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Sien, God gee vir jou. Hy gaan vir jou dit waarmee jy jou kan vertrou. Hy gaan nie dit vir jou gee. As jy jou nie met meer kan vertrou nie, gaan hy nie vir jou meer kan gee nie. Hy sê, hy seën jou, hy gee vir jou volop. Hoekom? Om jou aan te spoor tot goeie werke. Tot goeie werke. God wil hê ek en jy moet uitreik na die mens daar buite toe wat in nood is. Kolossense 3 vers 14 sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. As jy wil volmaak word, is baie maklik, gaan jy net lief. Hy sê, beklee jou met die liefde wat die band van volmaaktheid is. As jy omgee vir mense, as jy lief is vir mense, hoekom doen jy goed? Omdat ons lief is vir mense. Ek het julle al baie vertel, die Here die laaste paar maande met my begin praat, vir my kom sê, hoekom staan ek op hierdie kansel? Doen ek dit omdat ek uit sy salaris kry? Doen ek dit omdat dit vir my 'n roeping is? Doen dit omdat ek gesien wil word? Tot God vir my kom sê, Malcolm, as jy dit nie doen omdat jy lief is vir my mense nie,
stap van hierdie kansel af, en dan doen jy dit vir die verkeerde redes. Alles wat ek en jy doen, kom ons doen dit omdat ons eerstens lief is vir God. Omdat ons sê, Here, ons wil dit doen omdat U dit in ons hart kom lê, omdat U vir ons lief is. Hy sê in vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Alles wat jy doen, in woord of in jou dade, doen dit in die naam van Jesus Christus en dank hom. Dank hom, want hoekom? Jesus het as gevolg van sy kruisdood, as gevolg van die groot prys wat hy vir my en jou betaal het, het hy my en jou in staat gestel om te kan doen wat ons doen vandag. Vers 23. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy sien baie keer raak ons moeg. Dan sê ons, Here, niemand sien my raak nie. Is dit net ek wat so nou en dan so voel? Die Here weet as hy jou altyd bel en sê, hardloop gou, gaan gou hospitaal toe, gaan bid gou vir iemand, kom besoek gou hierdie ene, kom maak gou by daai. Die Here weet baie keer as ek ook nie lus nie. Maar dan kom hierdie skrif by my op en sê ek, Here, vergewe my. As ek dit nie vir U doen nie, hoef ek dit nie te doen nie. Ek onthou 'n pastoor vertel my eendag, hy ry van Witbank af, ry hy Pretoria toe. Hy sê, maar hy jaag die duiwel uit sy kar uit. So jaag hy. En hy's gejaagd en hy sê, Here, nou moet ek al die pad van Witbank af Pretoria toe ry. En terwyl hy so ry, toe sê die Here vir hom, draai om. Draai om. Jou hart is nie reg nie. Jy kan niks by die hospitaal bereik nie. Jy kan niks bereik nie. En weet jy wat? Die Here praat nie daaroor met hom en die Here sê vir my, as jy dit nie vir my doen nie, los dit. En hy verander sy hart en hy begin sommer by die spoedplein, hy ry oor en hy begin bid. En wat dink julle gebeur? Die Here haal daai ou uit daai hospitaalbed uit onmiddellik. Want jy sien as ons harte, baie keer doen ons goed, maar dit is nie 'n hartsaak nie. Ek kan nie hier voor staan en vir u die woord bedien as dit nie 'n hartsaak is nie. Jy kan nie werk toe gaan en sê, Here, ek doen dit vir u nie, want julle weet ons baie keer aan kla ons, maar Here, hy kry R10,000 en ek kry R5,000, maar ek werk al 10 jaar langer as hy. God sal jou beloon. Volgens wat jy, die saad wat jy in die grond gesit het, gaan vra die Here, hoekom word daai ou dalk beloon en ek nie? Gaan vra die Here. Hy sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. So wat moet ons doen? Doen dit vir die Here. Alles wat jy doen, doen dit vir die Here. Wat moet ons doen? Wat moet ons alles doen? Matteus 25 vers 41. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my. Wie? Julle vervloektes. Hoekom vervloek God te my en jou? Hoekom is ons vervloektes? Hoor wat sê hy. In die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad. Julle het my nie julle het my nie iets te ete gegee nie. Ek het dors gehad. Julle het my nie iets te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling. Julle het my nie geherberg nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek in die gevangenis. Julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord vers 44 en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien? Of dors, of 'n vreemdeling, of naak of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie. Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringste nie, het julle dit ook aan my nie gedoen nie. En wat is die uiteinde van dit? Dan sê hy, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdige in die ewige lewe. Jy sal sien as jy daai vorige gedeelte kyk, net voor dit dan sê hy, wie is die regverdige? As die ou wat in die gevangenis besoek het, as die ou wat kos gegee het, wat klere gegee het, wat regtig daar was vir mense. Kan jy sê, Here, ek is daar, ek reik uit, of is jy die ou wat heeldag by die huis sit en wag vir die wonderwerk wat na jou toe kom, wag vir iets om te gebeur in jou lewe. Gaan doen bietjie iets vir iemand anders. Hier sê die Here, as jy dit doen, as jy iemand gaan klee, as jy vir iemand gaan bid, as jy iemand in die gevangenis besoek, as jy iemand wat siek is besoek, hy sê dan sal God weer vir jou gee. Dan sal hy jou weer volmaak. Jesaja 58 vers 5 sê, is dit die vas wat ek verkies? Dan praat hy van julle trek lang gesigte, julle gooi in sak en as gaan julle voor die Here en julle gaan buig voor hom. Hy sê, die dag as die mens die dag
Sorry, ek het nou iets vreeslik geskryf. Dat hy sy hoof buig, soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem julle dit 'n vas wat vir die Here welgevallig is? Dat jy jou verontmoedig net voor die Here en sê, Here, ek gaan lê op my bed, ek gaan in sak en as, ek maak sak en as, hulle het ons daai tyd gedoen, dis my bed, dan sê hy vers 6, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, daai wat Andrei vanoggend gesê het. Kan jy sê, Here, as ek vir Romeine 8 vers 13, as jy deur die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die Gees die werke van die vlees doodmaak. Hy sê nie net dit een kant toe skuif nie, daar waar niemand jou sien nie. Doodmaak. Hy sê die bande van goddeloosheid jy uithaal, die stroppe van die juk en vry laat weggaan, die verdruktes en elke juk stukkend breek. Weet jy, daar is so baie mense met jukke op hulle. Weet jy wie sal daai jukke op hulle? Ek en jy. Want ons tackle hulle mos. Ons sê ons daai ou is nie soos ek nie, dan sit ons jukke op hulle. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het? Dis die vas wat die Here soek. En elendige swerwelinge in die huis inbring nie. As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Hy sê as jy hierdie goed doen, wat is jou gevolg? Wat is jou gevolg as jy in God se hart insaai? Wat is jou gevolg as jy doen wat God se hart sê? Hoor wat sê hy? Hy sê, vers 8, dan sal jou lig deurbreek, soos die dag geraak, en jou genesing skielik uitspruit. As jy nou vanoggend jy sit met siekte, vra die Here, Here, miskien moet ek gaan bid vir 'n ander ou wat siek is. Want as ek mos nou saad in die grond sit, dan kry ek mos saad terug. As ek vir daai ou bid vir sy rug, of vir daai ou bid vir sy suiker, of vir daai ou bid vir wat dit ook al mag wees, dan raak die Here my aan. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Hy sê jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Wie is ons geregtigheid? Jesus, want die Bybel sê in Galasiërs 3 vers 13, Jesus is sonde, nee, ek ook is nie Galasiërs en Korintiërs. Hy sê ek is sonde gemaak dat ek en jy die geregtigheid van God kan wees. Hy sê met ander woorde Jesus, dan loop Jesus voor jou uit en wie's agter jou? Die heerlikheid van God bedek jou van agterkant. Hy stoot jou vorentoe, hy vat jou in die regte rigting. Hy wys vir jou die pad wat jy moet gaan. Hy sê dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skree om hulp. Hy sal sê, hier is ek. Is dit nie wonderlik? God vir jou sê, doen wat ek my woord vir jou sê. Dan roep jy om hulp, dan sê ek, hier is ek. En dan sê hy, as jy van jou verwyder die verdrukking. Weet jy hoeveel mense vandag kom ek by wat vir my sê, pastoor ek is. Ek het julle mos gesê, ek het nou die dag vir die Here gesê, ek is nou klaar met iemand in hierdie kerk. Hy sê ek wil niks meer met hom uit te waai nie. Here, ek was nou my hande in onskuld. En weet jy wat sê die Here vir my? Is ek ooit klaar met jou? Skryf ek jou ooit af? En die volgende dag toe ek my hart verander, toe stuur hy man vir my 'n boodskap. Hy sê pastoor, sal jy vir my bid? Weet jy so ek gevoel het as daai man die vorige dag met daai boodskap gestuur en gesê sal jy vir my bid, maar my hart was nie reg nie. Hy sê sy verwyder die verdrukking. Julle weet ons verdruk ons mense want hulle nie selfs as ons dink en doen nie. Dan dink ons is beter as hulle. Hy sê die uitsteek van die vinger. Weet jy hoe baie mense is vinnig om vinger te wys? Pastoor, jy het my nie gegroet nie. Pastoor, jy besoek nie huisbesoek nie, maar jy kom nie kerk toe nie. Maar jy verlang 'n huisbesoek, jy het nie saad in die grond nie. Maar dis alright, ons sien jou nog steeds besoek. Hy nog steeds lief vir jou. Hy sê die uitsteek van die vinger en dan sê hy die leenagtige woord. Weet jy ons vertel ons sulke klein leentjies as die foon lui en jou kind wil hy foon optel. Nee, sê net ek is nie hier nie. Ons lieg. Die Bybel sê ons lieg. Maar jy weet wat? Nee, Here, dis maar regverdig. Want is 'n klein wit leentjie, ek is nou net nie lus om te praat vandag nie. Dis 'n leuen, die Bybel sê verwyder dit. Kry jou hart reg. Sê Here, ek wil verander. Vers 10. En dan sê hy, en jou siel laat uitgaan na die hongerige. Na die hongerige. Jou siel laat uitgaan en die neergeboë siel versadig.
Kan jy sê, Here, ek is hierdie Desember by die huis, ek gaan miskien bietjie daar by die ouete huis 'n besoekie doen. Ek gaan dalk 'n hospitaal besoek of ek gaan dalk hoor wie in die gemeente het niemand nie. Ek gaan dalk uitreik na hom toe, miskien kan ek Kersdag vir hom 'n kos maak of dalk kan ek hom net gaan besoek, hom net bietjie gaan bemoedig. Hy sê die neergeboë siel versadig. Hy sê as jy dit doen, wat gaan gebeur? Dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Met ander woorde, die middagson is mos op sy helderste. Dan gaan jou son die helderste wees van almal om jou. Vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei. Nie net so nou en dan nie, gedurig beteken altyd. Altyd sal hy jou lei en jou siel versadig. Weet jy, Paulus skryf ek daar iewers in die nee, as die Paulus was, dink is Johannes in 1 Johannes iewers. Dan skryf hy dan sê hy, mag dit met jou goed gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Weet jy, met baie mense gaan dit finansiëel en op elke gebied van sy lewe gaan dit verskriklik goed. Maar as jy kyk na sy siel, dan wonder jy, Here, hy het al die goed van die wêreld, maar sy siel is ongelukkig. Mag dit met jou siel goed gaan. Hy sê, en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dor plekke. Met ander woorde, as jy vanoggend voel, Here, dit is nie lekker hier in my binneste nie. Vader, ek voel of iets so tekortkoming is. Dit voel of iets my dalk neerdruk. Hy sê hy sal jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak. Sterk maak. En dan sê hy, en jy sal wees soos 'n tuin wat God besproei, wat deur God goed besproei is, en soos 'n fontein van waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. Kom ons sê, Here, begin by my. Verander my hart. Laat ek uitreik na my medemens, want hy gee jou belofte. Jy gaan soos 'n tuin wees wat altyd besproei is en soos 'n fontein wat water het wat nooit gaan teleurstel nie. Is dit nie lekker wees oral wat jy kom as mense sê, ja, ek like daai ou. Ek like daai ou. Hy's 'n goeie mens. Hy sorg vir ander. Hy gee om. Hy's 'n mens wat 'n hart het. Of as jy van daai ouens as jy aankom hardloop hulle. As jy o Here, hier kom die duiwel in die kinderbybel, laat ons net verdwyn. Want hy's mos nou weer in sy by. Het jy dit al gehoor? Ek hoor dit baie. O pastoor, moet net nie vandag daai ene bel nie. Moet net nie vandag met hom 'n grapie maak nie, want hy's in 'n by. Mag die Here gee dat jy jou lig so skyn. As mense jou sien, dan sien hulle nie jou by nie. Hulle sien hy goeie by, hulle sien hy lig wat oor jou skyn. Hulle sien die heerlikheid van die Here wat oor jou is. Spreuke 19 vers 17 sê: Wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergelde. Kan jy sê, Here, ek leen aan die arme van gees? Ek belê my gees in hom. Ek gee aan die arme kos as hy kos nodig het. Ek sorg dat my God se kinders genoeg het. 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe. Wanneer? Wanneer het ons uit die dood uit in die lewe oorgegaan? Hoor wat sê hy? Omdat ons die broeders lief het. Nie 'n ou se broeder nie. Nie 'n ou vrou se 'n man se vrou nie. Jou eie vrou lief het. Jou eie kinders lief het en ook ander, ja, maar met goddelike liefde. Hy sê as omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Weet jy wat 'n verskriklike woord is dit as God vir jou sê, my boetie, omdat jy haat, omdat jy kwaad is, omdat jy bitter is, omdat jy onvergewensgesind is, bly jy in die dood. Daar's nie vir jou redding nie. Hoekom nie? Want Jesus was die minste. Hy het die besluit geneem, Vader, tot die dood sal ek na hierdie mens toe uitreik, tot die dood sal ek vir hom omgee, ek sal inteendeel my hele lewe vir hom offer, sodat hy kan lewe. Maar ek en jy moet dit ook doen, dis wat God van ons vra, en dan sluit ek af. 1 Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Kom ons gaan vra vir die Here, Here, hoe lyk my liefde? Ken ek God? Of is my liefde beperk? Is daar tax aan my liefde? Ek sal lief hê, maar. Ek sal goed doen, maar. Julle weet ons altyd 'n maar by. Pastoor, maar, hy wil nie luister nie, hy wil nie omgee nie, hy wil nie dit nie. God doen dit nie met ons nie. Het jy gedink as die Here sê, ek vergewe jou, maar ek gaan nie vergeet wat jy gedoen het nie. So met ander woorde, ek vergewe jou, maar ek wil jou nooit weer sien nie.
Dis wat ons met mekaar doen. Here, ek sal hom vergewe, maar ek wil hom net nooit weer sien nie. Dink as die Here dit vir my en jou sê. Kom ons gaan vra, sê Here, verander my hart. Bertus, julle kan vorentoe kom. Here, verander my hart. Laat ek heel eerste soos U word. En weet julle, ek is eerste een volgende wat wil sê, Here, my hart sê reg hier. Partykeer dink ek my hart is reg. Partykeer wanneer ek dink ek is 'n goeie mens, dan kom God en sê vir my, jy's nie 'n goeie mens nie, omdat jy dink jy's 'n goeie mens. Moenie dink jy's 'n goeie mens nie. Doen. As jy doen, dan sien God jou dade. As jy dink, dan bly dit maar net mooi praatjies. Sê vir die Here volgende, Here, verander my hart. Verander my hart. Ek wil jou vra oor hierdie tyd vorentoe in hierdie Kersseisoen. As jy ekstra by die huis het, bring 'n bietjie kerk toe. Ons gee vir mense nou, ek dink volgende week deel Nico weer kosbakkies uit. Ons wil graag as daar ietsie lekker is wat ons by mense kan byvoeg. Bring dit, as jy nie kan kerk toe bring, jy bel my. As jy nie het om te gee nie, maar jy het geld in die bank, betaal dit oor en dan sê jy Desember fonds, dan sal ons weet, nee Elise. Dan sal ons weet ons gaan Desember vir die ouens bietjies lekker koop. Nou nie jou tiendes vir dit gebruik nie. Dis 'n offergade. Dis wat hy hiervan gepraat het daar in Korintiërs. Dis daai ekstra daad wat jy sê, Here, gebruik my, ek wil 'n bietjie vir ander ook gee. Ek het dalk genoeg, gee vir ander ook. Sê Here, begin by my. Ek wil 'n verskil wees. Ek wil nie vra wie kan die verskil maak nie. Ek wil die verskil maak. Vader, baie dankie dat U vanoggend in ons harte praat. Dankie Here, die hele boodskap vanoggend gaan alles oor liefde, oor goddelike liefde. U is ons God. U het aan die kruis vir ons gesterwe sodat ons vanoggend soveel lewe kan hê. Dat die Bybel sê dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dankie daarvoor, Here. Dis die Satan wat slagsteen en verwoes. U seën ons vanoggend. U seën hierdie gemeente. Help ons as 'n gemeente dat die liefde van Jesus, vandat iemand uit hy motor uitgeklim het, tot hy uit hierdie kerk uit weer stap, laat hy altyd die liefde in ons lidmate kan sien. Laat ons, Here, bietjie uit ons comfort zone uitkom en 'n bietjie Sondagoggende sê, ek gaan nie net kerk toe kom en in my bank kom sit nie. Ek gaan 'n bietjie in die kerk rond beweeg en bietjie hoor aan wie kan ek iets bewys, aan wie se treurmarige siel kan ek dalk vanoggend ophou. Dankie dat U ons seën daar waar ons in die wêreld is, Here. Laat ons lig so skyn dat mense na Jesus toe getrek word. Dankie dat ons nie net mense in woorde is nie, maar dat ons ook mense in dade is, Here. Help ons dat ons dade stryk met God se woord. Seën ons as hier uitstap. Laat ons nie hierdie woorde vergeet nie, maar Here, dat dit in ons hart is, dat ons dit gaan uitleef daar buite. En ons dankie daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. As daar iemand is wat gebed nodig het, asseblief kom vorentoe.